vanoggend in hierdie tabernakel. En vanoggend, glory to God, terwyl die Here so hard praat met sy kerk. Kom ons verootmoedig ons net vir 'n oomblik. Net daar waar u staan, praat met die Here. Kry u gereed, prys die naam van die Here, dan gaan ek een gebed doen. Terwyl een en elk, oral waar u staan, u gereed kry. Halleluja, praat net so vir 'n oomblik met die Here. Pleit om vergifnis, pleit om geregtigheid, pleit, prys die naam van die Here, vir genade, vir 'n deurbraak. Die Here sê, ek gaan dit omdraai. Wat ek besluit het, sal ek omdraai. Wat ek aanvanklik in my raadsbesluit gehad het, sal ek omdraai. As julle verootmoedig voor my en voor my bely, want ek is die Here wat genadig is. Vader, ons is absoluut bevoorreg vanoggend om onder die genade van u te verkeer. U praat met u kerk vanoggend. U bestraf ons, Here. U weerlê die verborge hart van ons. U bring dit en maak dit openbloot. Here, want niks is verby u verborge nie. Here, maar dan sê u ook, prys die Here, as ons aanhou doen wat verkeerd is, sal ons die beloofde land nie sien nie. Maar as ons bekeer tot u, is u genadig, my God, om ons te vergewe. U sê vir Sagaria, ek die Here sal omdraai my besluit wat ek gemaak het. En ek sal aan my volk genade bewys. En vanoggend is dit my hartse gebed om die volk van u voor u te bring. Elke versinsel van die bose, elke gees wat nie hoort onder die kinders van die Here nie, elke gedagte wat nie hoort onder die blomtuin van God nie. Die Bybel leer ons, prys die naam van die Here, dat ons moet die eenheid van God se kerk beskerm. Die Bybel sê, prys die naam van die Here, lewe met alle mense in vrede. Halleluja, en ons dankie vanoggend dat u die Here is vanmôre. Kom ontmoet u kerk vanoggend. Skenk genade, Here, aan hulle wat vanmôre uitroep tot u. Aan hulle wat vanmôre berouvol is. Aan hulle wat vanmôre agslaan. Here, hou die dood van ons af weg. Hou die vloek van ons af weg. Hou, Here, premature dood van ons af weg. Gee ons 'n lang lewe. 'n Lewe van seën. 'n Lewe van voorspoed. 'n Heilige lewe voor 'n heilige God. Vader, dat ons die Heilige Gees nie bedroef sal maak nie. Dat ons nie opsetlik handel wat verkeerd is nie. Maar dat ons God sal ag. En ag sal gee op ons wandelwyse. Sodat ons nie mag onder die oordeel van God kom nie. Skenk aan ons u genade. U vrede, Here. U volheid. U belofte. Wanneer u sê, ek sal verander wat ek aanvanklik bedoel het. Ek sal doen ter wille van my volk. Dankie, Here, wat hulle self verootmoedig het. Hulle verootmoedig het voor u en voor die hemel. Here, ek wil vandag bid
die seën van die Here oor God se kudde, die beskerming, die beloftes van die Here wat trou is oor u kudde, sodat ons nie mag vergaan saam met hulle wat boos is en onreg doen aan die Heilige Gees. Here, skenk genade. Dankie vir die bestraffing. Dankie dat u ons liefhet. Dankie dat u ons waarsku. Here, ons slaan ag. Ek slaan ag. En ek glo, Here, elkeen slaan vandag ag. Vader, help ons om te leer. Daar's 'n tyd vir alles onder die son. Daar's 'n tyd om klippe te gooi. Dan is daar 'n tyd om klippe bymekaar te maak. Die Bybel sê daar's 'n tyd om te sterwe, dan is daar 'n tyd om te lewe. Daar's 'n tyd om uit te beweeg. Daar's 'n tyd om in te kom. Daar's 'n tyd om oop te maak en dan is daar 'n tyd om toe te maak. Daar's 'n tyd, Here, om te lewe. Daar's 'n tyd om ook oor te gee. Maar tyd, glory to God, om op te hou. En jouself oor te gee. Dankie, Here. Dat ons vandag opnuuts onder u woord verkeer. Ons is in afwagting nou vir die heilige woord. En my gebed is dat u die woord sal seën. Seën ons met hierdie woord wat u vir ons een kan gesit het. Here, vandag, halleluja, word ons 5 dae bedien deur die Gees. En ek wil vanmôre bid, liewe Here, dat ons nooit hierdie oomblikke ligtelik sal opneem nie. Die salwing van God gee ons erkenning voor. Here, want u het 'n besoek by ons kom aflê. U het hier ingekom, Here, en ons het dit nie geweet nie, my God. Maar vanoggend gee ons erkenning in hierdie plek. Ons gee erkenning. Ons gee erkenning, Here. Ons gee erkenning. Oh, to Jesus. Oh, to Him. Surrender. Oh,
groeting is vanmôre aan pastoor, aan die juffrou, die worship team, die band, elke leier, elke broer, elke suster, elkeen is begroet in daardie onvindbare naam van ons koning Jesus Christus. My skriflesing is in 1 Korintiërs 13, versie 1, 2 en versie 8 sal ek vir julle voorhou. Dit lees as volg. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Versie 8 sê, die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal opbou en die van kennis sal uitgedien raak. Dit baat nie ons strewe na die gawes van die Gees, maar ons het nie die vrug van die Gees nie. Jy kan nie die gawes van die Gees besit sonder die vrug van die Gees nie. Filippense 4 vers 17 sê, dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Dit gaan oor jou gesindheid en jou liefde en jou toewyding. In Galasiërs 5 leer ons van die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Jy kan nie die een sonder die ander een het nie. Dit is nie 'n klomp verskillende vrugte nie. Dis een vrug. Dis hoekom is dit die vrug van die Gees en nie vrugte van die Gees nie. Dit is alles een enkele vrug van die Heilige Gees wat in ons lewens moet wees. 'n Persoon wat liefde, vreugde en vrede het, maar ongeduldig is en nie nederig is nie, dra nie die vrug van die Gees nie. Om vrug te kan dra, moet jy aan jouself sterf. Matteus 7 vers 17 sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Dit sê nie aan jou gawes nie, maar aan jou vrugte sal jy geken word. Vers 19 sê, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Vir ons om goeie vrugte te dra, moet ons in Christus bly. Elkeen van ons verteenwoordig 'n boom wat vrugte dra. Psalm 1 vers 3 sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Die woordjie verwelk is die proses waardeur iets sy lewenskragtigheid of krag verloor. Dikwels aan 'n gebrek aan voeding of ondersteuning. Plante kan verdor of wanneer hulle nie behoorlik versorg word nie, wat lei tot verwelking en uiterlike dood. Romeine 11 vers 29 sê, as God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk het en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Dis hoekom is daar sommige mense wat terug gaan wêreld toe, maar hulle het nog steeds daai genadegawe, maar van God trek dit nie terug nie, maar onthou aan hulle vrugte sal hulle geken word. Ja, ek wil vir julle weer van Filippense 4 vers 17 lees. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Watter vrug lewe ek en u? Watter vrug lewe ons handel en ons wandel? Jeremia 17 vers 7 en 8 sê, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'n Droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Laat ons bome wees wat 'n uiters effektief en sterk wortelstelsel het. Laat ons stewig, sterk en in God geanker wees. Mag ons nie wees soos die vyeboom in Lukas 13 nie,
wat vir 3 jaar nie vrugte gedra het nie. 'n Goeie boom dra 2 keer per jaar vrugte, maar vir 3 jaar het daardie boom nie vrugte gedra nie. Die feit dat daar 'n tuinier was, wil vir my sê dat die boom was goed versorg gewees. Maar dit het nie goeie vrugte gedra nie, dit het geen vrugte gedra nie. Mag ons nie net na die gawes kyk nie, maar ook na die vrug. Watter vrug lewer ek en u? As ons soos die boom in Jeremia 17 of die boom in Lukas 13. Watter boom verteenwoordig ek en u lewe? Matteus 21 versie 43 sê, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God, daarom sê ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan lewe. Sodat ons vandag kyk na ons vrugte, dat ons vandag seker maak ons is die boom in Jeremia 17 en nie die boom in Lukas 13 nie, die Here seën. Amen, die was die woord is uitgaan, niks byvoegie, niks by sê nie. As u julle voel, u julle wil die saak met die Here regmaak of gebed nodig het, kan u julle na vore kom.